Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Soos ons gesien het, ons is besig met ons preekreeks vanuit Psalms vir perspektief. So wat is die goddelike perspektief wat ons moet hê soos ons terugkyk na 2022? Laasweek het Ruben vir ons gewys dat vanuit 'n perspektief vir 'n moeilike jaar, in Psalm 34 het hy vir ons gewys dat dit vir ons wat uitdagend is en miskien 'n pynvolle jaar gehad het, ons kan nog steeds die Here prys. En hoekom kan ons hom prys? Dis omdat die kruis van Christus, alhoewel dit nie swaar kry noodwendig in die lewe gaan wegneem nie, dit gee vir ons ten minste die ware perspektief van hoe ons na swaar kry kan kyk. Maar vanoggend Ligpunt gaan ons kyk na die ander kant van die muntstuk, wanneer die jaar met ons eintlik goed gegaan het. Hoe kry ons die regte perspektief in daai opsig? Ja, ons het sekere uitdagings gehad, maar as ons na die geheel kyk, waaraan skryf ek en jy daardie suksesse toe, soos ons terugkyk in die 3 spiekie van Desember? So voor ons daarna gaan kyk, kom saam met my net 3 asseblief in gebed, voor ons aangaan. Heilige en almagtige Here, ons kom na U toe. Here, ons vra net dat, soos ons hier staan aan die einde van Desember, en die einde van die jaar, Here, dat U net vir ons regte perspektief sal gee. Here, ons is mense wat van nature baie dinge sal toeskryf op onsself en nie op U nie, Here. En Here, dit is 'n trots ding. Here, ons bid net in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus, Here, dat U ons verstande sal open, ons harte sal oopmaak, en Here, dat ons alle eer en glorie aan U sal gee, as ons hier na kyk vanoggend. Ons bid dit in die goeie en heilige naam. Amen. So julle, hier is ons die groot vraag vanoggend, en dit gaan vir ons hier opkom. Dit was 'n goeie jaar, want. Dit was 'n goeie jaar, want. Wat is dit wat daardie sin sal voltooi? Kom ons wees eerlik met onsself. Wat is die rede vir ons voorspoed die jaar in 2022? Die bevordering by my werk, die pos wat ek behou het, toe die ander werkers afgedank is, my rekordwins, my prestasies op universiteit en by die skool, my slim kinders wat uitdink, my fantastiese ouerskap. Ligpunt se voorspoed in 2022, ons as 'n kerk, ons gesonde gesinne en ander bedienings. Julle, aan wie reken ons daardie goeie resultate toe? Aan wie reken ons dit toe? Die waarheid is, vriende, soos ons daardie vraag beantwoord, demonstreer dit waarop ons geloof en vertroue rus. En waarop ons vertroue rus, die ding waarin ons glo, dis die objek wat ons eer en aanbidding ontvang. The hinge upon which any worship turns is faith. Dis vertroue. Ligpunt, en dis die gevaar vir ons elkeen vanoggend. En hoor my mooi, is dat ons almal hier sit, ek ingesluit met hierdie geneigtheid, dat ons die seëninge wat ons die jaar ervaar het, toeskryf aan die verkeerde bron. Wanneer ons sukses behaal te midde van uitdagings, kan daardie voorspoed ons dronklos in 'n see van selfverheffing. Ons stap onsself op die skouer en sê, welgedaan, goeie en hardwerkende diensknegt. Kyk hoe mooi het my jaar uitgedraai. Ek is net te nice. Ek is net te nice. Julle, en dis wat God se woord vir ons vanoggend vir ons gaan kom verduidelik vanuit Psalm 115. Wat die regte perspektief is oor ons geseënde en voorspoedige 2022. Want op wie ook al ons vertrou, wie ons ag as die bron vir ons sukses, dis die objek van my en jou geloof. Dis die punt. En dis hoekom hierdie vanoggend vir ons so belangrik is om in ag te neem. So in die lig van ons tema Psalms vir perspektief, wys die teks vir ons dat daar 2 bronne, oftewel 2 perspektiewe is, waarin ons goeie jaar kan toeskryf. En dis die ware en die valse. So kom ons begin met die eerste punt, waar ons gaan fokus op verse 2 tot 8, so volg saam met my in julle blaadjies. Wat is die valse perspektief oor hoekom
oor ons sukses en seëninge die jaar? Wat is ons valse perspektief? En dit is om daardie voorspoed toe te skryf aan enigiets buiten God en om dan jou vertroue in daardie valsheid te gaan sit. En dis die definisie van afgoderry. Dis om iets of iemand bo God, naas aan God of langs aan God te sit en om in daai ding te vertrou vir hulp, vir seën en voorspoed. Enigiets, vriende, wat suksesvol met my en jou liefde kompeteer vir die Here, is afgoderry. Dis om daai goeie ding te vat wat die Here geskep het en om dit te verdraai en om dit te verhef bo God. Maar nou hierdie is 'n baie duidelike definisie, maar asseblief ons moet besef dat die gevaar is afgoderry is nie altyd hierdie eksplisiete ding soos 'n standbeeld nie. Dis nie altyd hierdie ding in jou gesig nie. Veral in ons moderne kontekste soos ons in. Ons is nie altyd bewus van die krag wat 'n afgod op ons kan hê nie, op elkeen van ons. Dis die slinksheid van afgoderry. Afgoderry ligpunt is baie keer 'n subtiele ding. Dit kruip saggies in ons lewens in. En stadig maar seker, daar waar God moet regeer, sit daar 'n verdringer. Maar nou die valsheid, soos ons kyk na die konteks van Psalm 115, wat die mense daai tyd geglo het, was dat voorspoed en die verkryging van seëninge gekom het deur afgoderry. Voorspoed en die verkryging van seëninge het gekom deur afgoderry. Skep vir jou 'n God volgens jou eie gedagtes en begeertes, volgens my gevalle beeld, met die hoop om te kry uit my God dit wat ek wil hê. Vers 4 sê daarso, kyk saam met my, dit sê daar, hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Nou is dit nie presies wat die Israeliete gedoen het in die tuin, in die woestyn, nadat God hulle uitgelei het deur die hand van Moses in Eksodus 32 nie. Onthou wat het daar gebeur? Moses was vir 40 dae lank op die berg Sinai, maar die volk begin murmureer. En wat doen hulle toe? Sien saam met my die interessante gebeurtenis in hierdie teksgedeelte van Eksodus 32. Dit sê, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Aaron took what they handed him and made it into an idol, cast it in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." So the next day the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Vriende, sien julle wat hier so aangaan? Die Israeliete het vir hulle gesneede beeld gemaak wat hulle behaag en wat hulle begeertes prikkel. Kyk wat sê hulle, "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." And they sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. En hier is die vraag, hoekom het hulle vertroue in hierdie kalf gerus? En die antwoord is, dit het hulle sondige menswees verhef. Dis die God wat ons gemaak het, wat ons verlos het, en daardie ongelooflike wonderwerke verrig het. Die see split, die Nyl in bloed verander het. Dis ons harde werk, gesien in die kalf. Ons is die spesiale mense. Hulle sit hulle vertrou in iets binne hulle ryk, iets tasbaar, iets wat hulle kan beheer om die gevoel te skep dat hulle die mag beskik oor hulle toekoms. Hulle is die outeurs van nasionale seëninge. Hierdie goue gruwel verheerlik die mens se kragte en ywer. Dis trots. Ons, sê Israel, wil niks te doen hê met 'n heilige verbondsgod wat op sy tyd en manier dinge doen nie, op wie ons met vertrou en gehoorsaam moet wees nie. Ons soek hom nie. Ons soek nie 'n God wat sy glorie met niemand anders te deel nie. Hoe dan so? Ons gaan dan nie die shine vang nie. Dis wat hulle in effek gesê het. Julle, ons het miskien nie vandag hierdie fisiese afgod nie.
Maar wanneer ons na 'n geseënde en suksesvolle 2022 kyk, is ons goue kalf nie miskien dieself nie, die eie ek. Is die eie self die Johan in my geval nie baie keer die default rede vir ons voorspoed nie. Dit was 'n goeie jaar want weens my talente, my intellek, my geld, my besigheid, my punte, my dissipline, dis my savvy ouerskap wat my kinders laat uitblink. Dis wat my sukses gebring het in 2022. Ja, die Here is betrokke, maar net so 'n bietjie dat hy sy plek neem op die kantlyn waar hy vir ons net aanspoor en hande klap. Maar ek probeer die eie outeer wees van my lewe. Ons insinieer die oorsprong van al ons seëninge kom vanuit self. Nie God nie, 'n werk van mense hande, in die woorde van vers 4. Die perspektief lê miskien selfs in ons geloofsgemeenskap. Die Here het ons geseën op 'n besonderse manier hier by Ligpunt. Maar sodra ons begin dink, dis ons wat van nature spesiaal is. Ons weet hoe om te dien, ons weet hoe om verhoudings te bou. Ons weet hoe om bedienings te maak werk. As ons so dink, wat belei ons in effek Ligpunt? Ons het begin in die gees, maar ons gaan perfeksie behaal deur die vlees. Ons vertrou rus op dit wat nie God is nie. Die punt is Ligpunt en hoor mooi, 'n valse perspektief rondom die seëninge van die jaar wat ons ervaar het, beide persoonlik sowel as 'n kerk. Gee ons eer aan iets vals. Ons vertroue rus dan op dit wat alleen is. En dis niks minder as afgoderry nie. Selfs as Christene vanoggend word ons hier gewaarsku, vriend en vriendin. Wees waaksaam, wees op jou hoede. Die gevaar is, daar is die versoeking om op valse goed te vertrou. Om op onsself te vertrou is die bron van ons seëninge. En dit is die hoogtepunt van dwaasheid. The self and God are the two things that always come into competition. Dit waarin ons vertrou en glo, is daar waar my en jou aanbidding en hart gaan wees. Maar kyk saam met my weer vanaf vers 4 en 8. Hoekom is dit dwaas, Ligpunt, om ons sukses in 2022 toe te skryf aan iets behalwe God? En daar's twee redes. Die eerste rede hoekom dit dwaas is omdat 'n afgod nietig is. Dit het geen standvastigheid nie. Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mense hande. Nou kan 'n werk van mense hande ware sekuriteit gee. Wat gebeur wanneer die ding waarop al ons hoop en vertroue is, skielik nie meer daar is nie? Wat as ek en jy onverwagte siekte opdoen? Wat gebeur wanneer die geld nie meer daar is nie? Wat gebeur wanneer daar nog 'n lockdown kom en jou besigheid vou? Hoe dink jy oor jou rol as 'n ouer as jou kind nie die provinsiale span maak nie? Student is jou identiteit in jou graad. Voel jy jou lewe sal ineenstort as jy nie daardie onderskeiding kry nie? Ag jy jouself is minderwaardig omdat jy 'n studierigting swat wat jou familie dalk minderwaardig ag? Vriende, om ons hoop en vertroue, ons waar in daardie dinge te plaas, is 'n spreekwoordelike house of cards. Jy trek een kaartjie uit en die hele toring dui in een. Dis die stabiliteit wat afgoderry bied. Daardie ding is nie die oorsprong van ons seëninge nie. Daar is geen belofte van standvastigheid aan hierdie dinge nie. Besef, hierdie dinge is gebou deur mense hande. Die ewige hoop kan per definisie nie toegeskryf word aan hierdie dinge nie. En tweedens, dis dwaas om ons vertroue in 'n afgod te sit van self, want 'n afgod is impotent. Nie net onstandvastig nie, maar impotent. Dit het geen krag om te red nie. Dis interessant om te sien daar in julle blaadjies van verse 5 tot 8, hoe hierdie afgode beskryf is met al hierdie menslike komponente. Hulle het monde, hulle het oë, hulle het ore, neuse, hande, voete en kele, maar niks werk nie. Van buite af bedek met silwer en goud, lyk die afgod so wow. En dit lyk kragtig. Maar kyk 'n bietjie nader, en wat sien ons dan?
okay, hierdie ding is vol wind. Daar's niks in hom nie. The emperor has no clothes. Spurgeon het gesê, idols can neither promise nor threaten, command nor console, love, explain the past nor prophesy the future. Dis hoe impotent hierdie afgod is. Dit het geen krag behalwe wat die mens daarvan dink nie. Onthou julle wat gebeur het in Eksodus 32 met daai goue kalf? Wat was die uiteinde van daardie kalf? Lees saam met my. Dis 32 vers 20. Die teks sê vir ons, daarna vat Moses die kalf wat hulle gemaak het, gooi dit in die vuur, maal dit fyn so stof en strooi dit op die water. Dis wat gebeur het met die afgod waarin hulle sukses en vertroue toegeskryf het. Dit het tot niet gegaan nie. Dit was impotent om Israeliete te red. En meer as dit, die afgod kon homself nie eens red nie. So ook Ligpunt is dit met ons hartsafgode wat ons toeskryf as die bron van ons suksesse die jaar. Ons vertrou in self, ons graad, ons besigheid. Weet julle wat, daardie dinge kan aan die einde van die dag nie red nie. Dit kan nie red aan die einde van die dag nie. John Calvin het stel ons perspektief reg wanneer hy sê hierso, realize that it is by the grace of God alone that we stand, and we will instantly fall down if he even in the slightest degree withdraw his hand. En dis die Psalm se waarskuwing vanoggend aan ons vriende. Ons moet nie dwaas wees nie. Moenie iets aanbid wat my en jou nie kan red nie. Moenie jouself aanbid nie, want daardie afgod van self is onstandvastig en impotent. As ons dink dit gaan ons red, sien wat die einde daarvan is. Dis geestelike dood. Sien daar in vers 8 saam met my. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word. Elkeen wat op hulle vertrou. So dis om onsself te vertrou as die oorsaak vir 'n goeie 2022 is die valse perspektief. Wat sê die res van die Psalm? Wat is die eintlike bron van ons seëninge? Wat is daai ware perspektief vir 'n goeie 2022? En dit bring ons nou na ons tweede en laaste punt waar ons gaan fokus veral op verse 1 en 9 tot 18. Volg asseblief saam met my van daar af. So sien saam met my onmiddellik daar in vers 9. Hoe die Psalm die gelowige wegroep van dooie afgode na vertroue in die lewende God. Maar Israel vertrou op die Here. Dieselfde vir die priesters. Vers 10 en elke gelowige wat die Here vrees in vers 11. Maar julle en elkeen van ons hier vanoggend Ligpunt vertrou in die Here. Hoekom? Sien weer daardie verse. Die Here is hulle hulp en hulle skild. Die Here kontrasteer die totaal en al van daai dooie afgode. Hy's kragtig, hy's lewendig en hy tree in. Dis die verskil. Maar veral vanaf vers 9 vriende, sien saam met my die rede hoekom om God te erken is die ware perspektief vir 'n goeie 2022. Sien asseblief saam met my verse 12, 13 en 15. Die Here het aan ons gedink. Hy sal seën. Hy sal die huis van Israel seën. Hy sal die huis van Aaron seën. Hy sal diegene seën wat die Here vrees. Die kleintjies saam met die grootes. En 15, julle is geseën deur die Here wat hemel en aarde gemaak het. So 5 keer in totaal word hierdie woordjie seën gebruik. Dis die boodskap wat die Psalm aan ons wil oordra. Soos 'n groot advertensiebord langs die pad. Die bron van alle voorspoed, alle sukses, alle seën is God. Hy is die oorsprong van elke goeie ding wat ek en jy beleef het die jaar. Is dit nie juis hier waar ek en jy God se liefde moet ervaar nie en sien nie? Julle, hoekom het God enigstens aan ons guns bewys? Julle, die Here het ons nie geseën op grond van ons werke nie, op grond van ons bevoegdheid nie, maar hy het in sy genade aan ons gedink, soos die Psalm sê. Beide die kleintjies saam met die grootes in vers 13. Hy
Hy het ons geag. Hoekom? Dink 'n bietjie daaraan. Hoekom het die Here vir my en jou geag? Want die Here staan in verhouding met ons. Duidelik gekommunikeer daar in vers 1, die laaste deel. Sien daar saam met my op julle blaadjies. Hy sê, om sy goedertierenheid, om sy trou ontwil. Daar is niks anders behalwe verbondstaal nie. Hy het ons geseën want hy het dit beloof, hy sal seën. Daar is standvastigheid daarin vanmôre. Dat God seën op grond van wie hy is. God seën op grond van wie hy is. Lees saam met my hoe Jakobus 1 vers 17 dit stel. Hy sê die volgende: Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Kom ons sien raak vanoggend, elkeen van ons, die goeie wat met jou en my gebeur het, is nie per toeval nie. Is nie per toeval nie. Dit is God wat alles ten goeie meewerk vir die vir wie hy liefhet. Dit is danksy hom en sy standvaste getrouheid om te sien dat ons voorspoedig was in elke area van ons jaar in 2022. Maar nog verder. Nie net is die Here se seën standvastig nie. Hy is die almagtige en soewereine skepper. Sy seën kan nie verhinder word nie. Dit kan nie gekeer word nie. Lees saam met my vers 3, daar in julle blaadjies. Vers 3 sê vir ons, terwyl ons God in die hemel is. Hy doen alles wat hom behaag. In die eerste helfte van vers 16. Die hemele is hemele vir die Here. Ligpunt vlieg hierdie waarheid nie in die gesig van die wêreld wat vir ons wil kom sê, luister, niemand gaan vir jou omsien in die lewe nie. You are the master of your own fate. Jy moet jou sokkies optrek in die lewe. As jy hierdie topgraad wil gaan swat, moet jy dit gaan swat, want anders gaan jy nie 'n gemaklike lewe hê nie. As jy jou kind druk om te presteer nie, gaan hy nêrens kom in die lewe nie. Vergroot jou beleggingsportefeulje. Jy kan nie bekostig om nou vrygewig te wees in hierdie ekonomiese tye nie. Vlug na 'n ander land toe waar jy jou potensiaal kan bereik. Dis wat hierdie gevalle wêreld vir ons sê. Maar nee, God sit op sy troon. Hy is die soewereine een. Hy doen alles wat hom behaag en hy sal seën wie hy wil en wanneer hy wil. Ligpunt, wat word ons vanoggend hiervan vereis? Elkeen van ons, kom ons kry ons perspektief reg met betrekking tot 'n voorspoedige en suksesvolle jaar. Dit is aan die Here alleen vir wie ons moet eer gee. Dit is op hom alleen op wie ons moet vertrou en ons aanbidding moet gee. Want hy is die ware bron van elke voorspoed. Hy verdien al die eer tot in ewigheid. Nie ons nie. Dis nie ons nie. In lig van hierdie verse, ons kan nie sien, ons is nie selfgenoegsame mense nie. Ons kan nie klaarkom op ons eie nie. Ons suksesse is die gevolg, nie die rede vir God se seën op ons lewens nie. As 'n kerk van ook, Ligpunt, kom ons besef opnuut dat dit nie ons oulike talente is wat die kerk gebou het en dit gebring het waar dit hier is vandag nie. Dis nie ons vrygewigheid nie. Dis nie ons bevoegde leierskap wat die bron is wat daardie kerk bring waar dit is en dit in stand hou nie. Nee. Dis die Here wat sy kerk bou. Psalm 127 vers 1 sê dat as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Ons kan nie dit in ons vlees doen nie. Maar julle voor ons afsluit vanoggend, wil ek net vra, lees weer saam met my daai eerste gedeelte van vers 12. Wat staan daar? Die Here het aan ons gedink. Hy sal seën. Sien ons sy liefde vir ons, dat hy ons geseën en voorspoedig gemaak het die jaar. His past mercies prove that we are on his heart. En dit bring ons na 'n vraag toe vanmôre, vir elkeen van ons hierso.
Waar het God sy grootste seën aan ons bewys? Hoekom hoort ons eer en glorie te gee aan hom te seën? Hoekom kan ons hom vertrou? Waarom kan ons uiteindelik saam met die Psalm juig? Ons is geseënd deur die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hoekom? Ligpunt Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. As ek en jy vanoggend die naam Christen dra, dan is daar net een rede hoekom ons waarlik geseënd is. Dat die Vader ons geag het, ten spyte van ons rebellie, ten spyte van ons sonde, het hy sy seun aan ons gegee en hy het homself ontferm aan ons. Die Here Jesus Christus is aan ons gegee. Julle aanskou vanoggend saam met die glorieryke seun van God. Hy wat sy hemeltroon verlaat het om afgodsdienaars soos ek en jy te kom red van 'n valse lewe, van 'n lewe wie se uiteinde die dood is. Hy is die oorsprong van al ons seëninge. En hy het ons gegee daardie seën wat geen aardse sukses vir ons kan gee nie. Hoor vanmôre wat daardie seën is wat aan ons gegee is. Uit 1 Petrus 1. Hier is die seën. Vol ligpunt. You know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him. And so your faith and hope are in God. Vriende, hoe word ons waarlik vanoggend se vraag te antwoord? Dit was 'n goeie jaar, want. Hoort ons nie te sê, dit was 'n goeie jaar, want Christus het ons verlos van ons empty way of life, with the most precious blood of Christ nie? Is dit nie 'n goeie jaar, omdat ons geseën is met alle geestelike seëninge in die hemel, in Christus nie? Waar mot en roes, en dief, en menslike goedkeuring nie kan indring nie. Dis die regte perspektief vir 'n goeie 2022. Dat ons hoop, ons vertroue en eer nie in onsself rus nie, maar in Christus Jesus, die seun van God, wat ons geseën het deur sy lewe. Vriend en vriendin, waar lê jou hoop en vertroue vanoggend? Ja, ek en jy het miskien 'n goeie jaar, Ligpunt het 'n goeie jaar gehad, maar volgende jaar, miskien is dit meer uitdagend. Net Jesus en sy kosbare bloed gee vir ons daai standvastigheid en hoop. Hy is ons roem. Hy kry al die eer, want hy is dit waardig. En kom ons bekeer dan vanmôre van al ons afgoderry, dat ons suksesse toeskryf aan onsself en enigiets buiten God. Kom ons kry die regte perspektief en gee aan God al die eer. En die woorde van Augustine, hy het gesê, for Christ died for sinners, that men might not seek any glory of their own, but in the Lord's name. Kom ons rus vanoggend in die Here Jesus Christus. Ligpunt in sy volkomenheid, in sy genade, wetend dat elke liewe seën, elke klein oorwinning wat ons behaal het, is omdat hy getrou was aan ons. Laat ons God prys vir sy seëninge. Kom ons gee aan hom die glorie, want hy is dit waardig. Mag ons saam met die psalmskrywer sê in die woorde van vers 1 iets soortgelyk. Nie aan Johan nie aan Ligpunt nie aan my maatskappy nie en prestasies kom die eer toe nie. Maar aan u naam kom die eer en glorie toe. Hoekom? Vir u goedertierenheid en trou ontwil. Ek eindig vir ons vanoggend met die woorde van Charles Spurgeon.
Hy het die volgende gesê: Forget your abilities, forget your successes, cast these all at your Redeemer's feet where they ought to be, and then take this to yourself as your joy, your portion, your heaven below, that your name is written in the family register of the eternal. Kom ons prys die Here van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, Here, dat U U seun vir ons gestuur het. Here, U het ons vir Uself gemaak. Here, en ons harte is rusteloos, totdat dit rus vind in U. Here, ons bid vanmôre dat ons al ons sonde sal bloot lê aan U en kom bely, Here. Here, ons vra om vergifnis dat ons so geneig is om aan homself die eer te gee en glorie. Here, dit is soos 'n wolk wat die lig van die son wil uitdoof. Die son van geregtigheid. Here, ons sê vir U dankie, Here, dat ons terug kan kyk na die jaar, Here, dat U ons veilig gehou het, dat ons hier is vanoggend, danksy U genade en deur die Gees wat ons onderhou het. Here, ons bid in U naam dat U ons sal veilig hou, sodat ons ook nou weggaan die vakansie. Here, ons prys U naam tot in ewigheid. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.